Levitikus, hoofstuk 15. Die Here het verder vir Moses en Aaron gesê: Julle moet vir die Israeliete sê: Indien daar enige vog uit 'n man se geslagsorgaan vloei, moet dit as onrein beskou word. Dit maak nie saak of die afskeiding aanhou of reeds opgehou het nie. Dit maak ook nie saak of die afskeiding vloei en of die geslagsorgaan daarvan verstop raak nie. Die man is onrein. Of hy nou op 'n bed lê of op enige iets sit, daardie artikel sal onrein wees. Indien 'n ander persoon aan die bed raak waarop die onrein man gelê het, moet hy sy klere was en self 'n bad neem. Hy sal dan tot die aand onrein wees. Indien 'n ander persoon op iets gaan sit waarop die onrein man gesit het, moet hy sy klere was en self 'n bad neem. Hy sal dan tot die aand onrein wees. Indien iemand aan die onrein man raak wat 'n afskeiding gehad het, moet hy sy klere was en self 'n bad neem. Hy sal dan tot die aand onrein wees. En as die man wat 'n vloeiing het op iemand anders spoeg, moet die persoon ook sy klere was en self 'n bad neem. Hy sal dan tot die aand onrein wees. Die saal waarop die onrein man wat 'n afskeiding gehad het ry, moet ook as onrein beskou word. Selfs enige persoon wat aan iets raak wat onder die man was, of dit selfs optel, sal tot die aand onrein wees. Hy moet ook sy klere was en 'n bad neem. Indien die onrein man wat 'n afskeiding het aan iemand raak, terwyl hy nie vooraf sy hande gewas het nie, moet daardie persoon ook sy klere was en self 'n bad neem. Hy sal dan tot die aand onrein wees. As die onrein man wat 'n afskeiding het raak aan 'n kleipot, moet dit gebreek word. 'n Houtvoorwerp moet deeglik afgespoel word. Die man wat skoon word van sy afskeiding moet 7 dae nadat sy afskeiding opgehou het, sy klere was en 'n bad in vars skoon lopende water neem. Hy sal dan rein wees. Die dag daarna, op die 8ste dag, moet hy 2 tortelduwe of jong duwe neem na die ingang van die tabernakel in die teenwoordigheid van die Here en dit aan die priester gee. Dan moet die priester die een offer as 'n sondeoffer en die ander een as 'n brandoffer. Op die manier doen die priester vir hom versoening in die teenwoordigheid van die Here vir sy afskeiding. Nadat 'n man saad gestort het, moet hy 'n bad neem. Hy sal tot die aand onrein wees. Indien sy saad op 'n kledingstuk of op 'n leervoorwerp val, moet dit gewas word. Dit sal tot die aand onrein wees. Wanneer 'n man en 'n vrou geslagsgemeenskap gehad het, moet hulle albei 'n bad neem. Hulle sal tot die aand onrein wees. 'n Vrou wat 'n bloedvloeiing het, sal vir 'n tydperk van 7 dae onrein wees. Enige iemand wat aan haar raak, sal tot die aand onrein wees. Enige iets waarop sy lê of sit, sal onrein wees. 'n Persoon wat aan die bed raak waarop sy gelê het, moet sy klere was en self ook 'n bad neem. Hy sal tot die aand onrein wees. 'n Persoon wat aan enige iets raak waarop sy gesit het, moet ook sy klere was en 'n bad neem. Hy sal tot die aand onrein wees. Indien die persoon aan enige voorwerp wat op haar bed is of waarop sy gesit het raak, sal hy tot die aand onrein wees. Indien 'n man wel met haar geslagsgemeenskap het, sodat haar onreinheid op hom kom, is hy ook vir 7 dae onrein. Die bed waarop hy lê sal onrein wees. Indien 'n vrou vir langer as haar gewone menstruasietydperk vloei, sal sy vir die duur van die tydperk onrein wees, net soos gedurende haar menstruasietydperk. Die bed waarop sy lê, of dit waarop sy sit, sal onrein wees, net soos tydens haar gewone menstruasie. Enige persoon wat daaraan raak, sal ook onrein wees. Hy moet sy klere was en self ook 'n bad neem. Hy sal tot die aand onrein wees. 7 dae nadat sy skoon is van haar bloedvloeiing, is sy weer rein. Die volgende dag, op die 8ste dag na haar reiniging, moet sy 2 tortelduwe of jong duwe bring na die ingang van die tabernakel en dit vir die priester gee. Die een duif moet die priester as sondeoffer offer en die ander een as brandoffer. Op die manier doen die priester versoening in die teenwoordigheid van die Here vir haar bloedvloeiing. Dit is hoe julle die Israeliete wat onrein geword het moet afsonder, sodat hulle nie as gevolg daarvan sterf, omdat hulle my tabernakel wat in hulle midde is daarmee onrein maak nie. Dit is dan die instruksies vir 'n man wat deur 'n afskeiding of saadstorting onrein geword het. Asook vir 'n vrou wat tydens menstruasie onrein is, of enige man of vrou wat 'n afskeiding het, of 'n man wat geslagsgemeenskap gehad het met 'n vrou tydens haar menstruasie.